surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Yes, I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Dit is altyd vir my so mooi oomblik as ons 'n kind na die Here toe bring. En dit is nie ook so mooi as Jesus sê, maar bring die kindertjies na my toe nie. Bring die kinders na my toe. En ek dink baie keer vergeet ons om soos 'n kind na die Here toe te kom. So mag ons dit vanoggend beleef, nee Pieter. Mag ons dit vanoggend al hoe meer doen. Ons praat vanoggend ook oor hierdie tema, hy leef. Hy leef. En ek dink wat vir my so uitgestaan het die laaste ruk is aan die een kant om te sien hoe baie mense dit glo en aan die ander kant is daar so baie van ons wat wonder, maar is dit werklik so? En vanoggend kan ons verklaar, hy het opgestaan. Hy leef. Hy is God. Ons het Vrydag hierdie ongelooflike tyd gehad in ons sonsopkomsdiens. Die van julle wat daar was sal onthou. Op 'n stadium is dit so mistig. En terwyl ons nagmaal gebruik, begin die son skielik deur die mistigheid en die wolke breek. En ons het die heilige oomblik waar ons besef, maar God is hier. Hy's besig om op te daag. Ek sê na die tyd vir 'n paar ouens, dan sê ek in so 'n oomblik, as die Here deurbreek deur die wolke, wat sê jy? Want al wat ons kan doen is om eintlik in hierdie verwondering te staan, want dit was my bevestiging van elke belofte van die kruis, bevestiging van elke belofte van sy verbond, soos wat dit vanoggend ook vir Anlia bevestig is. Dis 'n bevestiging dat hy steeds in ons storie is, en dat sy storie op aarde nog nie klaar is nie. En ek wil jy moet vanoggend weet, Vrydag was net die begin, en Sondag was nog op pad. Vrydag was die oomblik waar ons gedink het, hierdie is die einde. Maar sy verbond was Sondag bevestig. Ons lees in Lukas 22 vers 20, sê dit hierdie. Met die beker na die maaltyd, dis na die donderdag voor die kruisiging, het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. En hierdie is eintlik vir my so kragtig, want hy sê daarmee die oomblik, toe my bloed gevloei het aan die kruis, was my nuwe verbond vir julle bevestig. So in daai oomblik, toe Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring, en hy sy laaste asem uitgeblaas het, was die nuwe verbond ingestel, en het ons skielik toegang tot hierdie verbond. En die opsomming van die verbond is altyd vir my so mooi. Die opsomming van die nuwe verbond is vir my so eenvoudig en so kragtig soos hierdie, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind. Jy is nie meer 'n slaaf van die wet of van sonde nie, jy het die voorreg om nou 'n kind van God genoem te word. Jy het die voorreg om 'n seun en 'n dogter in sy huis te wees. Dit is vir my so mooi, want dit beteken, ek hoef nie te werk vir sy liefde nie. Ek hoef nie sy goedkeuring te verdien nie. Hy gee dit vir my, en al wat hy vra is, gee jou ja vir my seun. Gee jou ja. Want jou ja vir Jesus trek jou gees, trek jou siel, trek jou wese in elke belofte van die kruis en die opstanding in. Dit is 'n eenvoudige ja. 'n eenvoudige ja, maar 'n kragtige ja. So hy sê Johannes 19:30, hy sê dit is volbring.
En van daardie oomblik af, is dit die belofte vir jou wese, vir jou siel, jou liggaam. Dis die belofte wat God alreeds vir hierdie oomblik in jou lewe gegee het. Dis die belofte wat sê, maar ek het alreeds gesterf vir hierdie oomblik. Ek het alreeds gesterf vir hierdie siekte. Ek het alreeds gesterf vir hierdie plek van angs. Ek het alreeds gesterf. Dit is volbring. Ek dink so baie keer sit ons op 'n plek waar ons vra, maar die Here, waar is hy nou? Here, ek kan nie meer kop bo water hou nie. Here, my angs is hoog. En die belofte van dit is volbring, is dat hy alreeds vir daai angs, vir daai siekte, vir daai probleem in jou huis, gesterf het. Sy bloed het klaar 2000 jaar terug daarvoor gevloei. So elke keer as ek in 'n plek is waar ek sê, Here, ek weet nie meer hoe nie, dan weergalm hierdie woorde van die kruis af. Dit is alreeds volbring vir hierdie oomblik. Dit is alreeds volbring vir hierdie situasie. Daar's alreeds verlossing hiervoor beskikbaar. Laat dink my so aan Openbaring 12 vers 11. Een van my gunsteling dele in die woord. En dit sê hierdie, hulle is die gelowiges, het self die oorwinning oor hom, die vyand behaal, dankse die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. Sien, elke oorwinning in ons lewe het begin by die bloed van die lam. Daai oomblik toe sy bloed gevloei het, was oorwinning klaar beskikbaar. En daai oorwinning was bevestig deur die opstanding, was bevestig deur dit wat op Sondag gebeur het. Wat vir my so mooi is van is dit beteken, ons bid vanuit die voltooide werk van die kruis. Baie keer wil ons byvoeg. Baie keer dink ons die Here gaan nie opdaag nie. Baie keer dink ek dat hy nie meer in my storie is nie, of dat my verlede teen my tel. En dan word ons hierdie aanklaer in ons eie lewe, want kyk hoe sleg was ek. Kyk hoe sleg was ek, Here. Maar hier is die mooi van die kruis, elke keer as die vyand kom en hy herinner jou aan hoe sleg jou verlede was, aan hoe sleg dit nou gaan, dan wys jy terug na die kruis toe en sê, dis alreeds volbring. Vir my verlede, vir my hede en vir my toekoms. Daar's 'n belofte met my naam op. My Jesus het alreeds hiervoor gesterf en alreeds hiervoor opgestaan. En al wat voor Christus wag, is ons ja. Vir my een van die hartroerendste goed wat ek destyds beleef het, so 'n paar jaar terug. Ek het hierdie pad gestap met 'n jong tienerseun. En sy grootste begeerte was om tyd met sy pa te spandeer. En sy ouers was geskei. En elke Sondag as hy by die kerk aankom, dan vra ek vir hom, ek vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê hy vir my, nie goed nie oom, nie goed nie. En ek vra toe vir hom eendag, ek vra, hoekom gaan dit nie goed nie? En hy sê toe vir my, want ek het my pa laas gesien toe ek 4 jaar oud was. En nou is hy al 14 of 15 jaar oud. En ek vra vir hom, maar hoekom gaan dit nie nou goed nie? Hy sê, oom, my pa het vir my toe ek 4 jaar oud was 'n belofte gemaak, ek kom tel jou Vrydag op voor die huis. So elke Vrydag het daai seun sy tassie gepak, en dan gaan sit hy voor die huis, dan wag hy vir sy pa, vir 10 jaar lank, en dan daag hy nie op nie. En op 'n stadium probeer sy pa weer kontak maak, en hy sê vir hom, maar kom haal jou Vrydag en ons gaan visvang, en hierdie seun is opgewonde. Hy kan nie wag nie, ons gaan visvang, ek gaan visvang saam met my pa. Pak sy tassie, gaan sit voor op die gras. So 9:00 die aand bel hy my. Hy sê, my pa het nie opgedaag nie. En hy sit en wag. So kort voor sy 18de verjaarsdag, reik sy pa weer uit. En hy daag op. En iets in daai seun
sy gees begin herstel. Want ek na hom kyk en ek sê vir hom, ek sê, Boeta, ek herken jou nie. Ek ken nie hierdie seun nie. En skielik het hy hierdie vreugde wat begin opkom, want uiteindelik het sy pa ja gesê vir hom. En ek weer is omgekeer met God, maar ek sien die Vader wat hier sit en wag vir ons. En dan sê ons elke keer, of baie keer, dan sê ons, Here, maar later, of ek gaan nog kom, en al waarvoor hy wag, is hy wag vir daai ja, en die oomblik as ons sê, maar Jesus, ek gaan opdag, Here, hier is ek. Dan sien ek hierdie vreugde van daai seun wat opstaan en sê, my pa het opgedaag. En ek dink vir die Vader is dit, my seun of my dogter is hier. En as 'n vreugde wat in die Vader begin opkom, in sy hart begin opborrel, wanneer ons ja sê vir hom, wanneer ons skielik in daai belofte van die kruis begin intree, wanneer ons skielik die beloftes van die opstanding begin ervaar, want sien hierdie belofte sê, maar ek het lewe vir jou gegee, hierdie belofte sê, jy sal my Vader sien, is van die mooiste ding. So op die Vrydag van Paasfees staan die disippels voor die kruis, en dit gaan nie goed in hulle siel nie. Want dalk sien ek nie meer my pa nie. Dalk sien ek nie weer my God nie, my Vader nie, my Jesus nie. En ek dink daai Saterdag moes vir hulle 'n ongelooflike moeilike tyd wees. Here, waar is U? Hoekom daag U nie op nie? Hoekom daag U nie op nie? Maar hulle het nie besef wat sou gebeur nie. Hulle het nie besef wat se vreugde sou kom nie. So Jesus blaas sy laaste asem uit. En die volgende oomblik word hierdie verlossingskrag oor die aarde losgelaat. Die voorhangsel skeur. Die woord sê dooies was opgewek en het later aan mense gaan verskyn in Jerusalem. Kan jy dink? Vrydag begrawe jy jou tannie en Sondag daag sy by jou huis op vir tee? Dis wat gebeur het. Ons het die verlossingskrag losgelaat, die aarde het geskit en die maan het donker geraak. En dan vat hulle Jesus na die graf toe. En dan is dit Sondag. En dan lees ons hier die Lukas 24 vers 1 tot 6. Dit sê die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne, engele met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Hy is uit die dood opgewek. 'n ander vertaling sê hy het opgestaan en 'n ander vertaling sê hy leef. Hy leef. Hy is nie hier nie want hy leef. Hy het opgestaan. Ek dink so baie keer besef ons nie hoe die Here werk in teenoorgesteldes nie. Die disippels het gedink hy's dood, maar daar was opstanding. Want die Here se wee is nie ons wee nie, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Baie keer as ons bid vir iets, gaan dit eers agteruit voor dit vorentoe gaan. Ek het al so baie keer gehoor. Pieter, dan sê mense vir my, ek het gebid vir hierdie werk. En toe verloor ek die een waarin ek nou staan. Dan dink jy, Here, ons bid vir vrede en al wat ek kry is frustrasie. Ons bid vir iets. En ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. En ek glo nie daarin nie, maar my oupa het altyd gesê, hulle sê slegte goed gebeur in 3. Het jy al dit gehoor? Slegte goed gebeur in 3. Ek glo dit nie. Maar partykeer voel dit wragtig of dit waar is. Want baie keer bid ek, en ek sê, Here, kom gryp in. Here, help my kinders. Here, my finansies. Dis 93 Januarie, ek kan nie meer nie. En alles gebeur in die teenoorgestelde van wat ek gebid het.
Maar sien, hier is die ding. Baie keer sien ons dood. Ons sien agteruitgang. Ons sien dinge wat skeefloop en ons bid. Maar ons sien nie soos God sien nie. Ons sien nie sy gedagtes nie. Ons sien nie sy weë nie. Ons sien net hierdie realiteit wat voor ons is. En die realiteit is, dit gaan dalk nie nou met my goed nie. Maar God kyk anders. Want ons sien hierdie realiteit van swaar kry en angs en al hierdie goed wat oor ons pad kom. Maar in die agtergrond is hy besig om op ons Vrydag alreeds die klip weg te rol vir Sondag. Is hy besig om 'n genesing te bewerk wat 'n getuienis gaan wees vir mense. Is hy besig om my gees voor te berei vir 'n skuif na 'n dorp toe waarvan ek nog nooit gehoor het nie. En daar gaan ek 'n seën beleef soos nog nooit van tevore nie. Is hy besig om te praat met my man of my vrou in diep gesprekke. Ek dink hulle is stil, maar die Here is besig om te werk. En daar gaan dit terugkom na ons huwelik toe gebeur. Maar is iets wat ek nie met my fisiese oë kan sien nie. Maar hier is die mooi ding van God. Die grootste geestelike beginsel van die opstanding is hierdie. God is altyd besig met die einde voor die begin. Ons staan by die begin en hy is al reeds by die einde. Hy is al reeds besig om die opstanding te bewerk, terwyl ons nog die dood raak sien. So dit is volbring. Beteken vir my, hy is al reeds besig om die tafel te dek vir my Sondag. Wat vir my so mooi is, ons lees in Lukas 24 vers 6, as hy sê, hy is uit die dood opgewek, dan beteken die woord opstanding of opgewek ook hierdie. Dit beteken om teruggeroep en teruggetrek te word na lewe. Met ander woorde, baie keer bid ek en jy vir goed en dit gaan nie soos ons gehoop het nie, dit gaan nie soos ons gedink het nie. Ons bid vir sekere goed vir ons huis, vir ons geloof, vir ons kinders, vir ons skole, vir ons dorp. En dan dink ons maar Here, dit gebeur nie soos ek gebid het nie, wat gaan aan? En dan is daar hierdie woord. Hy was opgewek. Wat vir my beteken, wanneer ek in Christus is, Galasiërs 2:20, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef, is die moontlikheid vir 'n terugtrek, 'n terugroep na lewe in elke area van my lewe, van my wese, van my gesin, van my besigheid, is die moontlikheid daarvan alreeds teenwoordig in my are. Dit vloei deur my wese. Hoekom? Want Romeine 8:11 sê, dieselfde gees wat met Christus was in sy opstanding is ook in jou. Dit beteken die potensiaal vir enigiets in my lewe om teruggeroep te word na lewe, om teruggetrek te word na lewe, vloei alreeds deur my gees, deur sy naam en deur sy gees. Daar's altyd 'n opstanding moontlik. En dis die grootste kenmerk van Paasfees. Dis die grootste verskil tussen ons en enige ander geloof. Daar's altyd 'n opstanding moontlik. Lyk dit soos ons gedink het? Nie altyd nie. Lyk dit soos ons gehoop het? Nie noodwendig nie. Maar dis altyd moontlik. In Paasfees is dit altyd kruis plus opstanding. Ek weet nie of jy geweet het nie, Paasfees, die woord Paasfees kom van die Israeliete af met hulle tyd in Egipte. En op 'n stadium is die Israeliete onder slawerny van die Egiptenare. En dan gebruik die Here vir Moses en hy sê, Moses, gaan na Farao toe en sê vir hom, hy moet my mense laat gaan. En dan kom Moses by Farao, Eksodus 9 vers 1, en hy sê vir hom, hy sê, Farao, so sê die Here, laat my mense gaan. Hoekom? Sodat hulle my kan aanbid. En dan wil Farao dit nie doen nie. En dan gee die Here vir Moses hierdie opdragte van sekere plaag wat hy gaan loslaat oor Egipte. En elke plaag het 'n ander god van Israel, van Egipte voorgestel. So elke plaag was iets wat die Here gebruik het om 'n ander god
van Egipte te vernietig. En uiteindelik kom hy dan by die laaste een, die 10de plaag, en is die plaag van die dood van die eersgeborenes. En dan sê hy vir Moses hier, Eksodus 12, vers 12 tot 13, daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. So hy sê, Moses, waar ek die bloed sien, sal ek julle nie tref nie. Waar ek die bloed op die rame van julle deure sien, die bloed van 'n lam, sal my gees julle nie tref nie. Hy sê ek sal oor julle gaan, Paasfees. Maar die woord vir oorslaan beteken ook om rond te hang, om te beskerm, om lewe te gee. So die belofte was, as die bloed aan jou deur kusyn is, sal my gees ook rondhang in jou huis. Hy sal jou beskerm, hy sal verseker dat daar lewe is vir elkeen in hierdie huis. En vanaf die Nuwe Testament is dit nie net 'n lam nie, dis ons lam. So jou ja vir Jesus aan die kruis, jou ja vir sy bloed, as daai bloed in jou hart ingegraveer is, beteken dit ook, sy gees gaan op my rondhang. Sy gees gaan my beskerm. Sy gees gaan verseker dat lewe geblaas word in my siel, in my huis, in my gesin in. Alles begin by die bloed en word voltrek deur die gees in die opstanding. En dis Paasfees. Peter, sê vir ons 'n bietjie in die agtergrond kan speel. Dankie, Boeta. So ek wil jou vandag aanmoedig. Gee jou ja vir hom. Want hy leef. Gee jou ja vir hom. Want hy het opgestaan. En wanneer jy jou ja vir hom gee, vertrou ook dat sy bloed jou wegskeer van enigiets wat jou skei van hom. Jou terugbring na jou Vader se voete toe. Vertrou dat alles volbring is alreeds in jou lewe. Vir jou huis, vir jou gesin, vir jou werk. Vertrou dit wat aan die kruis gebeur het. Maar terselfdertyd staan op in die lewe wat hy gebring het daarna. Opstanding is moontlik vir jou. Opstanding is moontlik in jou huis. Ons lees in Johannes 20 vers 5, die laaste deel. Johannes kom by die graf en dit sê, toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. So Jesus staan op uit die dood uit. Hy verneder die vyand in die openbaar, hy oorwin die dood en die sonde en die wet. En dan vou hy die grafklere op en hy sit dit netjies neer. Net daarna stap Jesus uit, die klip word weggerol, Jesus stap uit. En ons lees nêrens dat hy teruggegaan het graf toe om die klere weer aan te trek nie. Baie keer aanvaar ons die werking van die kruis. Baie keer gee ek my hart vir die Here. Ek glo in die voltooide werk, maar ek gaan die heeltyd terug na my ou grafklere. Ek gaan die heeltyd terug na my ou lewe. En ek vergeet dat ek veronderstel is om nou in die opstanding te leef. Want die opstanding sê, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy's 'n kind. Jy is nie meer gevangene nie, jy's 'n seun en 'n dogter in sy huis. En is tyd dat ons begin leef in daai plek. Die opstanding nooi my uit om my ou grafklere, ou lewe op te vou en een kant te sit en vorentoe te stap saam met hom in die nuwe lewe in. Hy leef. En as ek my ja vir hom gee,
jy leef ook. Gee jou ja vir hom. Gee jou lewe vir hom. En leef in daai opstanding wat hy gee. Amen. Amen. Kan ons saam staan? Kan ons saam staan? So Vader, dankie. Kom ons bid net saam. Vader, dankie. Dankie dat U hier is vandag. Dankie Here dat ons vandag kan glo. Die kruis het al reeds alles volbring en voleindig wat ek nodig het om in hierdie oomblik te kan opstaan. Dankie vir dit wat U vir my kom doen het, vir ons kom doen het. En dankie dat U opgestaan het, Here, en dankie dat daar 'n moontlikheid van 'n opstanding vir elkeen van ons is. Oh, dankie Jesus. Dankie dat die Gees rondom ons bly, soos op die dag van opstanding. En ek wil vra, Here, as daar enige iemand is vandag wat sê, Here, ek kan nie in hierdie instap nie. Ek sukkel om daai voltooide werk te leef. Dan wil ek vra, Here, help ons. Help ons om ons ou grafklere eenkant toe te sit en op te staan en saam met U te lewe in die opstanding wat U gegee het. Help ons om op te staan en saam met die disippels te verklaar, hy leef. En ons eer U daarvoor vanoggend. Dankie vir genesing, dankie vir lewe, dankie vir verlossing. Ek wil vanoggend vir jou vra, terwyl almal se oë toe is. As jy nog nie jou ja vir die Here gegee het nie, wil jy nie vanoggend begin nie. Wil nie vanoggend begin nie. As jy nog nie jou ja vir hom gegee het nie, of jy wil dit net weer gee, wil jy net vinnig jou hand opsteek en laat sak nie. Niemand gaan jou uitroep nie, niemand gaan iets snaaks doen nie. Dankie julle, dankie. Vader, dankie, dat ons vanoggend weer kan sê, U is ons sin, en ons is U sin. Van hierdie oomblik af, noem ek myself 'n kind van God, 'n seun en 'n dogter in sy huis. En ons sê vanoggend, en ons verklaar, ja Here, U leef. En ons is so lief. Dankie Jesus. Amen. Kom ons dan bid die Here 'n laaste keer. Dankie julle. Bring
kan hom maar weer doen as ons uitstap. Prys die Here. So dankie dat jy vanoggend hier was. Weer baie geluk vir ons doopouers en familie. Ons prys die Here vir klein Andrea vanoggend. Mag ons aanhou leef in die opstanding van die Here. Onthou volgende week begin Koningskinders, ons kinderskerk, ons tieners, Next Gen, al die dinge kom volgende week weer af. Onthou om in te skryf vir ons vroue konferensie. As dit jou eerste keer is, jy wil graag op die groep wees, dan die model is daar agter. Asseblief gaan gee jou naam en jou besonderhede vir haar. En as jy gebed nodig het, kan jy of bly sit in die banke, of jy kan agter toe gaan en iemand sal daar saam met jou bid wat 'n lanyard aan het. Want ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag jy leef in die opstanding van sy seun. Mag jy verklaar, van hierdie oomblik af, is dit al reeds volbring in my lewe. En mag hy vir jou vrede gee. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën. Mag jy 'n wonderlike week verder hê.